Exekuteurs vir boedels en testamente. Hallo en welkom by Volgoed Live TV se weeklikse program 2020. Elke woensdag aand om 8uur vir 20 minute. Ons spesiale gas op 2020 is die aktrise Desiree Gardner. Ek gesels ook met die radioomroeper Berenice Kugana, een van die top 3 finaliste van ons Volgoed Inspirasievrou 2025. Desiree Gardner het aanvanklik bekend geraak vir haar rolle in Binnelanders en Suidooster. Sy het ook onlangs 'n SAFTA-toekenning gewen vir beste aktrise met haar briljante vertolking van Magda Lou. Nou die TV-komedie is ook vereer met die toekenning vir beste regie en draaiboek. En dis presies hoekom Suid-Afrikaners haar so geniet. Buiten dat sy 'n uitmuntende aktrise is sy skerp, snaaks, kreatief en absoluut onvergeetlik. Welkom op Volgoed Live 2020, Desiree. Nou Magda Lou het groot sukses behaal en 2 toekennings gewen vir jou as aktrise en skrywer. Wat het hierdie karakter jou geleer oor vrou wees en die seisoene van die lewe? Ja, ek is ongelooflik dankbaar vir die toekennings van Magda Lou en ek het vreeslik baie by haar geleer as 'n karakter en om vir haar te skryf. Ek dink die grootste ding wat ek geleer het van vrou wees en van seisoene, vandat ek aan Magda Lou begin werk het, is dat ons moenie bang wees vir oud word nie. Ons is so bang vir daai tyd, jy weet, ons wil nie te veel daaraan dink nie, ons wil onsself nie te veel indink met al die ekstra plooitjies en die leen-nes-sindroom en al daai tipe dinge nie, maar ek dink om te besef dat mens moenie bang wees vir daai tydperk nie, dat daai tydperk is net so 'n ongelooflike blessing, soos wat dit is om jong te wees, om 'n tiener te wees, om deur al daai prosesse te gaan, adolessensie en jy weet, as jou kinders jonk is, dis seisoene van 'n mens se lewe en partymal dink ek ons is so wil nie te veel dink aan oud word nie. Ek dink wat Magda Lou my geleer het is dat dit in homself om oud te word, om jou kinders en jou kleinkinders te kan sien. Dit is ook 'n absolute seëning en ons moet nie bang wees daarvoor nie. Ons moet dankbaar wees vir elke dag wat bygelas word en ons as vrouens ook, ons moet dit ook sien as 'n mooi tyd. Jy weet, die herfsttyd van vrou wees is net so mooi soos die somer, al is dit effens anders. Desiree, Magda Lou wys natuurlik ook vir ons hoe humor en pyn hand aan hand kan loop. In jou eie lewe, wanneer was lag vir jou 'n vorm van genesing? Ek dink lag was nog my hele lewe lank 'n vorm van genesing. Ek het groot geword in 'n huis waar geloof en 'n sin vir humor is amper die 2 dinge wat ons gebruik het om deur dinge te kom. Ek dink eerstens as daar iets gebeur, sal ek dit verwerk. Ek sal myself die tyd gun om deur dit te werk. Al vat dit partymal baie lank om daai tyd vir myself te gee. Maar ek dink om dinge te verwerk en deur dit te gaan en dan om te glo, jy weet dat daar 'n rede is daarvoor, dat daar iets is wat mens daaruit moes leer, dat daar 'n groter prentjie is. En dan natuurlik tongenetjies. So ek dink wanneer ek by daai punt kom, wanneer ek iets redelik goed verwerk het en wanneer dit so half agter my is, dan sal ek maar partymal daar skerts en grappies maak. Al is dit partymal dinge wat ek nog besig is om aan te werk, of al is dit dinge wat ek nog partymal nie noodwendig 100% verstaan nie. Daar's baie dinge in ons lewens wat mens waarskynlik nooit regtig gaan verstaan hoekom sekere dinge gebeur het nie. Ek veronderstel dis deel van die reis hier op aarde, maar ek is definitief iemand wat, as ek by daai punt kom waar ek moet lag oor iets, dan gaan ek dit doen. Geloof en lag is die 2 dinge wat my maar baie help met moeilike dinge in hierdie lewe. Jou kinders is nou nie meer klein nie. Hoe voel dit vir jou om te sien hoe hulle selfstandig raak, hulle eie besluite neem en hulle eie paaie begin loop? Ek moet sê, hoe ouer die kinders raak, hoe lekkerder raak dit vir my. Dit is vir my, ek bedoel, elke fase van kind wees is wonderlik, maar James byvoorbeeld word nou 14. Wat vir my die wonderlikste ding is van kinders wat groot raak, is om te sien dat hulle word
saam met jou groot. Hulle sien jou denkwyse, hulle hoor jou opinies, hulle is saam met jou in die huis, hulle sien hoe jy dinge doen en hulle kyk na jou en hulle leer by jou. Maar wat vir my wonderlik is dat hulle dan self kan gaan en besluite kan neem oor sekere dinge en opinies kan vorm wat van jou kan verskil. En ek dink dit is wat vir my so lekker is. Van die wonderlikste tye met my kinders was die eerste keer toe hulle 'n grappie gemaak het, die eerste keer toe hulle iets kon sien wat ironies was, sarkasme. Dit is die eerste keer wat my kind sarkasties kon wees, was soos, oh wow, jy verstaan daai konsep, jy verstaan die konsep van sarkasme, of van iets wat ironies is, of iets wat snaaks is, of jy weet, jy kan 'n grap uitdink. Dit is my wonderlik om te sien hoe hulle gedagtes vorm, hoe hulle eie mense begin raak, hoe hulle pad met geloof met die Here stap, en hoe die Here ook in hulle lewe werk. Dit is vir my regtig, dis magies, dis magical. Dis regtig 'n groot seëning en voorreg om 'n ma te kan wees en dit te kan sien in jou kinders. Desiree, jou egskeiding lê ver agter jou en jy het emosioneel baie gegroei sedertdien. Hoe het jou siening van ware liefde verander? Of is dit nog dieselfde as toe jy as klein dogtertjie oor jou man gedroom het? My siening van liefde, van ware liefde, en van wat daarmee gepaard gaan, het definitief baie verander van dat ek 'n kind was. Ek dink toe ek klein was ek 'n absolute hopeless romantic, soos hulle sê. So, omdat ek ook 'n storieverteller is was liefde natuurlik altyd baie dramaties en jy weet, dramaties en romanties en hare wat gegooi word en al daai wonderlike dinge. Prins op die agterkant van 'n perd. Maar ek dink so wat ek ouer geword het, ek sal nie sê ek is meer realisties oor liefde nie. Ek dink ek is nog steeds tot 'n mate romantic, maar ek dink wat ek besef het is dat ware liefde kom op by dit kom ook wanneer jy dit vir jouself gun. Jy moet ook weet dat jy verdien daai ware liefde. Jy verdien daai respek en liefde, jy weet, ware liefde gaan saam met respek en iemand wat jou waardeer vir wie jy is en jou raak sien en jou aanvaar vir jou lig en jou donker dele. En ek dink ek het dit besef, veral hierdie laaste jare in my lewe, het ek besef dat ware liefde is wonderlik, maar jy moet dit vir jouself ook gun. En wanneer jy jouself waardig ag en glo dat jy daai ware liefde verdien, dan gebeur wonderwerke. Dankie Desiree dat jy moeite gedoen het om ons spesiale gas te wees op 2020. 'n Laaste vraag om ons gesprek mee af te sluit. Dit is so dat baie vroue in survival mode bly na 'n traumatiese gebeurtenis. Wat het jou uiteindelik gehelp om die pleister af te trek en genesing te vind? Ek ken daai survival mode baie goed. Ek ken dit so goed om net die hele tyd jou kop bo water te hou. Die water is eintlik die trane wat jy probeer om nie te huil nie. So ek ken dit baie goed. En wat met my gebeur het is eintlik, ek het probeer om kop bo water te hou na 'n traumatiese gebeurtenis en wat toe eintlik gebeur het is dat daai laaste soos hulle sê die laaste stukkie hooi op die perd se rug, nee, of daai laaste druppel in die emmer. Dit het gebeur en toe dit gebeur en ek die pleister toe noodgedwonge moet afhaal, toe besef ek maar die wond het was nooit genees onder die pleister nie. Hy het nog die hele tyd gebloei. Die bloeding was maar net so half gestop deur die pleister van survival, soos mense sê. En toe moes ek myself toelaat om die pyn te voel. Ek dink ons is baie keer bang. Ons is bang, ag nee, ek wil nie so hierdie pyn voel nie. Voel dit. Jy moet partymal deur dit gaan om aan die ander kant uit te kom. So ek het myself regtig waar 'n sekere tydperk, dit was lank, dit was nie 'n week of 2 nie, ek praat nou maande, selfs tot by 'n punt van 'n jaar. Ek het myself tyd gegee om die seer te voel, om te huil, om te treur, om te rou, om deur dit te werk. Want net deur dit te gaan, kan jy aan die ander kant uitkom, waar jy nie net probeer survive nie, maar waar jy eintlik weer kan begin lewe. Jill Churchill het gesê, "There is no way to be the perfect mother, but a million ways to be a good one." Soms besef ons eers jare later hoe diep 'n ma se invloed strek.
Wanneer iemand wat so 'n groot rol gespeel het nie meer daar is nie, begin daardie lesse en herinneringe nog harder praat. Kom ons kyk weer na 'n hoogtepunt uit Hannon se gesprek op Feel Good Live. Ek het 'n baie hegte band met my ma gehad. Ons het ook verskriklik baie beklei en sy het gesê die rede hoekom ons so beklei is omdat ons so verskriklik dieselfde is. Sy is nie iemand wat vreeslik modebewus was nie. En ek het haar altyd gepor om geld te spandeer aan haar voorkoms en lipstifie en nuwe klere en so voort. Ek en my sussie het byvoorbeeld nie gehou van haar skoene nie. So ons het op een middag het ons gegaan, ons het al haar skoene in die groentetuin gaan begrawe, want dit was vir ons so verskriklik lelik. My ma het op 'n stadium vir my gesê, my kind, 'n opregte glimlag is baie meer waardevol as die mooiste lipstifie. Wat ek mis vir my ma is haar sagtheid, haar heerlike vetkoek wat sy gemaak het, boontjiesop. My ma is 20 jaar gelede aan kanker oorlede. Dit was vir my die hartseerste tyd van my hele lewe gewees. En ek onthou dat die dag toe sy gegaan het, het ek haar in my arms vasgehou, terwyl sy haar laaste asem uitgeblaas het. En toe het ek gedink, hoe wonderlik is dit nie, dat as jy net eendag moet goodbye sê vir hierdie wêreld, dat jy omring is deur almal wat vir jou lief en dierbaar is. As Outsurance jou nie kan geld spaar op jou motorversekering nie, vra hulle vir R500. Maar Priya, jy was by dieselfde versekeraar vir 3 jaar sonder om te eis, en daarom kan jy vra vir R1500. So Priya, wat gaan dit vat om jou te oortuig om hulle te skakel? Nou praat jy. Besparings of kontant, jy kan nie verloor nie. Besoek outsurance.co.za of skakel 0800 60 000 vir 'n kwotasie. Berenice Kugana is nie net 'n stem op radio en 'n skrywer nie. Sy is 'n vrou wat haar eie seer gebruik het om lig te bring in ander se donkerste oomblikke. As stigter van The Myrtle Tree NPO, beraader en enkelma, leef sy daagliks 'n lewe van diensbaarheid en empatie. Haar storie herinner ons dat selfs uit gebrokenheid iets besonders kan groei. Hallo Berenice, dankie vir die geleentheid om op Feel Good Live 2020 met jou te gesels. Jy het jou eie seer gebruik om ander vroue te dien. Wanneer het jy besef jou pyn het 'n doel en kan 'n platform word van hoop? Ek onthou dat vandat ek 'n enkelmoeder geword het, was spesifiek Moedersdag was vir my een van die moeilikste dae in my lewe. Omdat gewoonlik op 'n Moedersdag 'n vier die pa en die kinders bederf die ma die dag, en in 'n enkelmoeder se lewe is dit nie daar nie. En Moedersdag het altyd vir my gevoel soos 'n skaal of iets wat my herinner aan die feit dat ek 'n enkelmoeder is. In 2014 was een van my moeilikste Moedersdae weer, en ek sê daai dag vir die Here, hoekom is dit so moeilik? En hoekom sien mense nie hoe moeilik dit is om 'n enkelma te wees nie? Hoekom vier mense nie ons nie? Hoekom help mense nie ons en ondersteun enkelmoeders nie? En in daai oomblik het die Heilige Gees vir my gesê dat, hoekom doen jy nie iets daaromtrent nie? Dit was die laaste moeilike Moedersdag. Die volgende jaar het ek besluit om 'n enkelmoeder ontbyt te hou. Vir die eerste keer in my lewe het ek vroue bymekaar gekry. Ek het nie geweet of enige een gaan kom nie. Ek het dit net daar uitgesit en genooi, enkelmoeders genooi, en daai dag het 20 enkelmoeders opgedag, en ons het ons eerste enkelmoeder ontbyt gehad. In daai oomblik het ons besef dat dit is soveel beter om dit saam te doen. Dit is soveel beter om in 'n ondersteuningsgroep te wees. Dit is soveel beter om te luister aan ander enkelmoeders, en dan besef jy dat ons almal gaan deur dieselfde ding. En uit daai saad van die enkelmoeder ontbyt is The Myrtle Tree NPO wat werk en help met enkelmoeders is gestig uit daai saad uit. Berenice, jy werk met tienerma's in skole en help hulle om met hoop vorentoe te kyk. Wat is dit wat die meeste van ons nie besef van hierdie jong meisies se lewe en realiteit nie?
Ons jong meisies en ons tienermaas het mentors nodig en ons besef dit nie. Ek gesels vroeër met 'n jong meisie en sy sê vir my dat sy wens daar's net iemand wat vir haar kan sê hoe om dit te doen, wat om te doen. En daar het ek besef dat ons jong meisies, soos die skrif sê in Hosea 4, gaan ten gronde as gevolg van 'n gebrek aan kennis. Dit is nie reg van ons om toe te laat dat ons jong meisies die enigste kennis wat hulle kry is op sosiale media. En dit is van mense af wat hulle nie ken nie. Maar ons wat die mentors is en wat hierdie pad gestap het, ons moet die rol inneem waar ons minder die vinger wys en vra wat gaan aan met die jeug of wat gaan aan met die tieners, maar ons moet begin die rol inneem om 'n mentor te word vir 'n tienerdogter. Baie vroue voel vasgevang in hulle omstandighede. Wat sou jy sê vir die vrou wat vandag voel, ek sien nie meer 'n uitweg nie? Wat ek vandag vir 'n vrou sal sê en wat ek vir baie vroue sê, is moenie broei in jou seer nie. Moenie toelaat dat jou seer broei nie. En wat ek daarmee bedoel is, baie keer wanneer jy in seer is en in 'n moeilike omstandighede jouself bevind, is die geneigtheid om te isoleer, is die geneigtheid om stil te raak, om jou te onttrek van mense en met niemand te praat nie. Seer en pyn en teleurstelling groei in isolasie. So kry vir jouself in 'n kring, in 'n veilige omgewing, of dit nou by jou kerk is, of 'n vriendin, of 'n beraader, kry jouself in 'n veilige omgewing waar jy oor jou pyn kan gesels. Wat ek baie keer ontdek het, is dat pyn en seer en teleurstelling is baie groter wanneer jy alleen met dit sit. Wanneer jy dit deel en met iemand gesels, kry jy 'n nuwe perspektief op dit. Baie keer as jy dit in 'n ondersteuningsgroep deel, besef jy dat ek is nie al wat deur hierdie ding gaan nie. So my advies sal wees, moenie broei in jou seer nie. Gaan uit, kry vir jouself 'n kring en deel saam met iemand in hierdie oomblik, bid saam met iemand en dan sal jy besef dat jy is nie alleen nie. Berenice, dankie dat ons op 2020 kon gesels. Om jou af te sluit. Die Inspirasievrou toekennings fokus op gewone vroue wat 'n buitengewone verskil maak. En jy was een van die top 3 in 2025. Waarom dink jy is dit belangrik dat sulke stories uitgelig en gevier word? Gewoonlik is hierdie gewone vrou 'n vrou wat nie baie raak gesien word nie, 'n vrou wat nie regtig besef wat die impak is van dit wat sy doen nie. En ek dink dit is belangrik vir 'n platform soos die Inspirasievrou om vir hierdie vrou vir een oomblik in haar lewe die klem 'n bietjie terug op haar te plaas, die lig 'n bietjie terug op haar te plaas. Ek vat dit uit my eie ondervinding. Ek het nie regtig besef hoeveel ek doen of hoeveel impak dit het wat ek doen, totdat die klem op dit geplaas word en ek begin sien dat dit wat ek doen maak 'n verskil in ander mense se lewe. Ek dink dit is 'n wonderlike platform en dit gee net ook weer vir jou daai motivering om nog meer te doen wanneer jy besef dat dit word raak gesien wat jy doen. Ons doen nie dinge om gesien te word nie, maar wanneer jy besef dat mense sien wat jy doen en dit het 'n impak op mense se lewe, motiveer dit jou om nog meer te doen. Ons kyk nou na die hoogtepunte van ons Voelgoed Inspirasievrou toekennings wat in Pretoria aangebied is.
Nomineer jou vriendin, buurvrou of kollega vir ons Voelgoed Inspirasievrou of skryf self in. Inskrywing sluit 30 April, waarna 'n lang lys van 50 vroue aangekondig sal word. Groot pryse ter waarde van R100,000 kan gewen word, insluitend 'n kaartjie vir die Girls bootreis, eksklusiewe juweelstuk, 'n media blootstellingspakket, pasgemaakte klere en 'n luukse ontwerpersgeskenk. Hierdie is jou geleentheid om erkenning te gee aan 'n spesiale vrou. Klik op voelgoed.co.za Inspirasievrou om nou in te skryf en dan die nominasievorm per e-pos te ontvang. Living Naturally is 'n borg van Voelgoed Life 2020 en in die leefgesond insetsel gee Estie Schreiber raad oor hoe om jou lewer en galblaas gesond te hou. Jou lewer is die grootste orgaan aan die binnekant van jou liggaam. Tekens dat jou lewer sê ek het hulp nodig voor patologiese toetse doen, is 'n slegte spysverteringsstelsel, jy's hartlywig, jy het so naar oorlike gevoel, jy het hoë ongesonde cholesterol, jy het 'n bitter smaak in jou mond, jy word wakker tussen 2 en 3 in die oggend vir geen rede op aarde nie, jy's kort van draad, jy's altyd moeg, jy het so swak immuniteit, jy het 'n droë, jikkerige vel en hierdie onverklaarbare pyn aan die regterkant van die liggaam. Baldosonara van A-vogel is die produk wat jou lewer nodig het om sy funksie beter te verrig. Daar's 4 verskillende kruies binnekant in Baldosonara en hierdie kruie is so gekies om te help om hy lewer te ontgif, maar ook om die kolon te ondersteun om die liggaam skoon te maak. Dr. Vogel het 'n boek geskryf oor die lewer waar hy dit noem The Liver, the Regulator of Your Health. En hy het vir ons hierdie pragtige produk Baldosonara op die mark gebring. Dis die produk wat jou liggaam nodig het om jou lewer en galblaas te help. Dankie dat jy by Voelgoed Live TV se program 2020 ingeskakel het. Elke woensdag aand om 8uur vir 20 minute. Ons volgende 2020 episode is Woensdag 6 Mei en my spesiale gas is die skrywer, spreker en sportsielkundige Jannie Pitter. Mag vrede, vreugde en liefde jou volg, waar jy ook al gaan. Met Voelgoed groete van my, Vanessa Skuman.